Hallo daar en baie welkom by ons studie van die boek Hebreërs. Ons is by hoofstuk 3 en as jy vandag vir die eerste keer by ons aansluit, baie welkom. Hoor net weer die uitnodiging. Hier is my e-posadres op die skerm. As jy hierdie notas wat voor my is wil hê, stuur net van e-pos en dan stuur ek dit graag vir jou. Moet nie daar in die comments skryf nie. Stuur vir my die e-pos en dan sal ek dit graag vir jou aanstuur. Hebreërs is 'n merkwaardige boek. En soos wat ons tree vir tree, hoofstuk vir hoofstuk stap, ontdek ons al hoe meer die grootheid van Christus, soos hierdie skrywer dit ook vir ons wys. Tot op hede het ons vir mekaar gesê dat die skrywer se groot fokus is, soos wat hoofstuk 2 vers 9 sê, ons sien Jesus. Hou die oog op Jesus, fokus op Jesus. Jesus die groter as en al die groter asse wat ons tot op hede gesien het, sal jy in die vorige 2 hoofstukke ook gaan raaklees. Verlede keer het ons mekaar ook gesê dat as Jesus so groot is en so belangrik is en ons hierin glo, wel dan bring dit ons by 'n plek van groot verantwoordelikheid. Ons moet hierdie belydenis leef vir die lesers vir wie hierdie skrywer skryf. Is dit vir hom so belangrik dat hulle sal hoor dat hulle nie hulle rug op Jesus moet draai nie. Dat hulle wat hierdie geweldige geskenk van die ewige lewe, van verlossing, van die nuwe gemeenskap in Christus, van deel geword het en ontvang het, dat hulle dit nie moet verwaarloos nie, dat hulle nie hulle rug daarop moet draai en terugkeer na die bekende, omdat die versoekings en die vervolging en die intense weerstand net toegeneem het nie. Onthou, hy skryf 'n brief om hulle te bemoedig, hy skryf 'n brief om hulle aan te moedig. Daarom verwys hy na Jesus as die hoëpriester wat gelei het, self versoek is, en daarom kan hy die wat ly, die wat swaar kry, kan hy hulle help. Hy is 'n leidsman na die saligheid toe. Hy is die een wat voorstap, en as ek dink aan Psalm 23, is hy die Here, die groot herder, die goeie herder, wat sy lewe aflê, maar wat ons ook kan lei, deur die dal van doodskade weer, ander kant toe, na daai plek van waters van vrede en rus, na daai plek van 'n maaltyd by die tafel, na die plek waar die kinders van die Vader tuis is tot 'n lengte van dae. So as jy dalk vandag dit nodig het om te hoor, die Here wat sê, ek ken jou, ek weet van jou en ek nooi jou na my tafel toe, die tafel van genade. Ek nooi jou om by my te kom sit en rus te kry. Dan is vandag juist vir jou. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here vandag. Ons bid saam. Vader, baie dankie dat u woord kragtig en lewendig is, dat dit hoop bring, dat dit ons tot nuwe denke en 'n nuwe lewe bring, dat dit ons bring tot op 'n plek van verlossing, dat vandag ook weer eens 'n dag kan wees, Here, waar ons kan terugdraai, kan terugkeer na u toe, kan wegdraai van die weë waarop ons dalk was, waar ons kan hoor, soos Jesaja 30 sê, jy sal 'n stem hoor wat vir jou sê, hier is die pad, loop hierheen. Here Jesus, omdat u die leidsman is, omdat u voorstap, wil ons vandag in u voetspore stap. Ons wil so naby stap, soos wat die beskrywings in die Bybelse tyd is, in die voetstappe van die rabbi, in die skaduwee van die rabbi, val sy stof op jou. En Here, dat dit so sal wees, soos in daai tyd, dat selfs die nabyheid van ons so sal wees, dat die stof van u voete op ons sal val, dat u wysheid op ons sal val, dat die lig van die evangelie op ons lewe sal skyn. Ons het u nodig, en daarom, Here, met verwagting sien ons uit na wat u ook deur u gees, deur u woord vandag vir ons wil gee. Mag ons oop wees daarvoor in Jesus se naam. Amen. Hebreërs 3 vers 1. Daarom broers, nadat hy gesê het, ons het 'n Here wat self gelei en versoek is, daarom kan hy die help wat swaar kry, né? Daarom broers, weer eens familietaal, en natuurlik praat die skrywer hier waarskynlik met die Joodse gelowiges, net daar in Rome, soos wat ons voorheen vir mekaar gesê het. Broers wat vir die Here afgesonder is. As ek vir jou vra die woord afgesonder, kan jy onthou wat dit is? As jy die woord nou hagios of hagioi gebruik het, is jy reg. Die heiliges, die een kant gesit, né? Broers wat afgesonder is en deelgenote is van die hemelse roeping. Hierdie hemelse roeping, verwysing natuurlik, as ons dink aan Matteus 6, na die koninkryk wat kom, dat ons moet bid dat die koninkryk sal kom, dat ons sal deel in Jesus se woorde wat sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Hierdie hemelse roeping om lig, soos wat vanaf Genesis 12 gesê word, lig vir die nasies te gaan wees, om te deel in God se roeping, om hierdie goeie nuus met die wêreld te deel. Moet julle noukeurig let op Jesus.
Hierdie is so 'n goeie opsomming van die brief en dit sluit so mooi aan met hoofstuk 2 vers 9 wat sê, ons sien Jesus. Wie is hy? Die apostel en hoëpriester van die geloof wat ons bely. Apostel, hy is die groot getuie. Hy is die verteenwoordiger. Maar nie net is hy die een wat dit kom verkondig nie, hy is ook die hoëpriester en vanuit Hebreërs dan leer ons dat die hoëpriester is die een wat ons voor God verteenwoordig. Die een wat in ons plek voor die Here kom staan. Nie net as hoëpriester om 'n offer te bemiddel nie, maar as 'n hoëpriester wat die offer self word. So ons sien hierin Christus is die apostel en die hoëpriester en dis die geloof wat ons saam met mekaar bely. Dan dink ek sommer aan Romeine 10 wat sê as jy met jou hart glo met jou mond bely, dan word jy gered. Dis dit. So ons deur in die belydenis. So hierdie hoofstuk 3 wat aanhak tot by hoofstuk 4 vers 13 vorm 'n eenheid wat vir ons kom sê Jesus is groter as. En nou gaan ons sien waarop die klem is. So broers, ons is afgesonder, ons is deelgenote, dis wie ons bely. Wie is hierdie Jesus? Vers 2, hy is getrou aan God, wat hom aangestel het, soos ook Moses getrou was in die hele huis van God. Hoofstuk 3 en 4, en kom wys vir ons, dat Jesus groter as Moses is. En onthou, Moses is die groot figuur van die uittog, die groot gebeurtenis wat Israel onderskei, waarin hulle vasgehou het, ja, hulle het die belofte aan Abraham gehad, ja, hulle het al die gebeure gehad van die aartsvaders, ja, hulle het die intog in die beloofde land gehad, maar die belangrike is, hulle het die uittog uit die slawerny gehad wat hulle gedeel het, wat hulle aan mekaar gebind het, daaruit sou die 10 gebooie, die tabernakel, en natuurlik die intog in die beloofde land het. So Moses se leiding uit die uittog van slawerny deur die Rietsee, en alles wat daarna sou kom, was vir hulle 'n sleutelfiguur van hulle identiteit, want hulle sou met mekaar deel wanneer die Pasga gevier word. Onthou julle toe ons in Egipte was, toe ons daai aand saam geëet het, toe ons die volgende dag uitgetrek het, toe ons deur die see gevorder het. So hulle sou deel asof dit hulle was. So dis 'n geweldige deel van hulle storie. En nou kom sê die Hebreërs skrywer, Jesus is groter as daai verhaal. En tot met hoofstuk 4 vers 13 pak hy dit so mooi uit. So Jesus is getrou, Eksodus 34, vertel vir ons dat die Here genadig barmhartig is, lankmoedig vol liefde en trou, né? Jesus is getrou en God het hom aangestel. Nou hierdie is 'n baie belangrike term wat ingelei word in dit wat volg, dat God se besluit is op Christus, né? Nou weet ons vanuit die evangelie dat Jesus is die sleutelfiguur. Ons sien dit in Kolossense 1, ons sien dit in Johannes 1. Alles beweeg na Jesus toe. Maar as hy deur God aangestel is, dan weet ons mos Jesus het die gesag. En ons hoor, hy is net soos Moses, word daar gesê, soos wat Moses was in die huis van God, want Moses is aangestel deur die Here om in die huis van God te dien. We sien vers 3, is Jesus in groter heerlikheid en waarde geag as Moses. Heerlikheid, Johannes 1:14, dat in Christus is die heerlikheid van God vol genade en waarheid. Maar kyk mooi, die Hebreërs skrywer sê, as jy dink Moses is deur God aangestel in die huis van God en hy het 'n belangrike rol, sien asseblief Jesus die groter as. Hy het meer waarde en hoor net mooi, net soos die een wat 'n huis bou, meer eerwaardig is as die huis. So die bouer groter as die huis, Jesus groter as Moses. So mooi dat dit aansluit by Paulus se beskrywing van gelowiges as die woning van die Here, né? Ons is die tempels, noem hy dit daar. Vers 4, elke huis word deur iemand gebou, maar God is die een wat alles gebou het. Nou hoor mooi, kom ons lees net weer vers 3, dan verstaan ons vers 4 dalk nog meer intens. Maar Jesus is groter heerlikheid waardig geag as Moses. Net soos die een wat die huis bou, meer eerwaardig is as die huis. Ons sien Moses het in die huis gedien, Jesus is oor die huis aangestel, so hy is groter as Moses. Net soos die een wat die huis bou, groter waarde het as die huis self. En dan, God is die een wat alles gebou het. So net soos, dis 'n verduideliking dat Jesus is God. Sien jy dit? Weereens net weer 'n herhaling van wat ons vroeër al in die Hebreërs skrywer gesien het, weet in die Hebreërbrief gesien het, dat die skrywer ons neem na, sien net Jesus, dat hy vol heerlikheid is, en dat hy God is.
Moses was as dienaar getrou in die hele huis van God en moes getuig van die dinge wat God nog sou sê. So, die terugneem na Moses toe is, onthou jy, Moses het vertel van wat nog sou kom gebeur, en die belangrike hiervan is, wat God nog sou sê, beteken Moses het net 'n skreefie gehad op wat sou gebeur. En dan, vers 6, Christus daarteen is as seun getrou oor die huis van God. Moses in, Jesus oor, hy is soveel groter as Moses. En ons is sy huis, as ons maar net met moed en oortuiging bly vashou aan wat ons hoop. Nou hierdie hoop, geloof, volharding, is die woorde wat in die Nuwe Testament so naby aan mekaar staan. Jy gaan dit sien in Petrus se tekste, jy gaan dit sien by Paulus, jy hoor dit ook hier by die Hebreërs skrywer. Onthou jy Romeine 5 vers 3 tot 5? Swaar kry, volharding, egtheid van geloof, kweek hoop, nie hoop beskaam nie. So ons moet bly vashou, anders gesê, ons moet volhard in hierdie hoop wat ons bely, maar belangrik, ons is sy huis. Hy kom maak woning binne in ons. Ek lees net weer vanoggend Johannes se gedeelte, daai beskrywing in Johannes 14:23 wat Jesus sê ons sal by hom kom bly. Ons sal by hom kom bly. Dit herinner my aan Efesiërs 2 vers 19 en 20 wat praat van ons as 'n huisgesin wat opgebou word. 1 Petrus 4:17 ons is 'n huis van God. Nee, ons moet opgebou word as lewende stene daar binne. So die belangrike van ons is 'n woning waar binne hy kom tuiskom. Maar hy is die Here oor ons. En as die Hebreërs skrywer sê ons is 'n huis, dan praat hy natuurlik kollektief van die kerk. So Moses wat gedien het binne in die kerk, Jesus is die Here oor die kerk. Hy is groter as. Daarom die gevaar van ongeloof wat die Hebreërs skrywer dan nou op weer kom fokus, vers 7. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. So ons het nou al 'n verwysing weer na God, na Christus oor die huis en nou na die Heilige Gees. Die drie eenheid wat so integrale deel is ook van hierdie brief. Luister daarna wat die Heilige Gees sê. Vandag, en hierdie kom uit Psalm 95 vers 7, gaan lees gerus Psalm 95. En jy sal sien wat nou hier uitspeel, is 'n vertaling of herhaling daarvan, is 'n herinterpretasie of 'n interpretasie dalk eerder van daai Psalm. Net soos wat ons al voorheen gesien het van Psalm 110, Psalm 16, al daai gedeeltes verlede keer, Psalm 8. Dis die Nuwe Testament se skrywers wat ons help om vanuit die lens van die Nuwe Testament, die Ou Testament te herwaardeer, op 'n besondere manier insig te kry. Want alles wys op Jesus, hy is die middelpunt van dit alles. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Gaan kyk 'n bietjie wat alles gebeur het, Numeri 12, 13, 14, gaan sien daar die hardkoppigheid van Israel wat nie wil hoor nie. En hierdie opproef stel, sien ons al vroeg, onthou jy Eksodus 14, net voordat hulle deur die see gegaan het, sê hulle vir Moses, kyk nou hier's water voor ons, woestyn om ons en 'n baie kwaai farao agter ons. Het jy ons gebring om hiernatoe te kom, om net te kom sterf in die woestyn? Ons moet liewer teruggaan. En ons konstant hierdie begeerte om terug te keer na wat die begrip is, die vleispotte van Egipte. Maar die Here voorsien, hy voorsien manna, hy voorsien water, en wanneer hulle kla, dan voorsien hy in oormaat ook kwartels, hy voorsien vleis. En dis die belangrike om te sien dat, selfs al het hulle die uittog beleef, die wonders beleef, en die voorsiening van die Here op 'n daaglikse basis beleef, het selfs hulle steeds hardkoppig geraak. En die gevaar daarvan is vir die lesers nou, onthou mooi uit die voorvaders se verhale, wat daar gebeur het. Hoor mooi nou, moenie nou soos hulle maak nie. Moenie terugkeer nie, moenie hardkoppig word nie. Hoekom? Want jy het God se grootste wonder van alle tye gesien. Deur onder ons te kom woon, deur deel van ons te kom word, hierdie leidsman na die saligheid, wat sy lewe kom gee het, wat gesterf het en opgestaan het en opgevaar het en weer kom, moenie dit vergeet nie. Bly naby aan die Here, as ek dit nou so kan parafraseer. So moenie die Here op die proef stel nie.
Vers 9, daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar lank gesien het, wat ek vir hulle gedoen het. Hulle het dit self gesien, self beleef, en steeds vir 40 jaar het hulle my op die proef gestel. Soos ek sê, Numeri 13 en 14, gaan lees dit gerus. Daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry, en gesê, met hulle harte is hulle gedurig op 'n dwaalspoor, hulle wou my paaie nie leer ken nie. Hierdie is baie belangrik om te hoor, dat met hulle harte, natuurlik die hart is die beskrywing van die diepste wese van die mens, met hulle harte wil hulle my nie ken nie. Nou, die liefde van die Here is ook 'n hartsaak, nê. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou krag, jou kennis, jou verstand, daai hele gedagte daarvan. Maar dan sien ons ook later, dat in Openbaring 2 sê die Here vir die gemeente in Efese, ek het dit teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. So hierdie gedagte van liefde, wat oorloop in 'n lewe van gehoorsaamheid, is 'n integrale deel van ons verhouding met die Here en van die evangelie. En hier net weer vanuit die Hebreërs skrywer se verwysing, die Here sê, hulle harte is op 'n dwaalspoor. So hulle harte loop rond. Hulle kyk na ander. As jy Hosea gaan lees, gaan jy sien hoe die Here sê, maar jy gaan die Baals nie meer ken nie. Jy gaan hulle nie meer lief hê nie. Jy gaan terugkeer na my toe en jy gaan my leer ken as my man. Kyk maar bietjie hoofstuk 2, hoe die Here dit daar ook beskryf. Dis 'n hartsaak wat uitloop in 'n lewe van toewyding. En hier 'n verwysing na die vorige, kom sê die Here, maar hulle is op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paai nie leer ken nie. Die beskrywing van die paai is die wee van die Here, wat natuurlik sy leiding, sy wil is. En ons sien daar in Jesaja 30, as jy die pad verloor, gaan jy stem hoor wat sê, kom terug hierheen. Daarom die belangrike fokus daarop. Vers 11, toe ek in my toren 'n eed afgelê het, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Hier is 'n belangrike woord, want die eerste keer dat die Hebreërs skrywer hierdie woord rus hier gebruik. Gaan kyk gerus Matteus 11 vers 28, 29, gaan kyk net daar wat Jesus kom sê, kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal vir julle rus gee. Die rus is 'n plek van tuiskoms, rus is 'n plek van by God wees, rus is 'n plek van oorgawe. As Jesus sy laaste woorde uitblaas, nie lank daarna nie, dan breek die rusdag aan, letterlik ure daarna, die dag van rus. Die dag van oorgawe, die dag van vertroue op die Here, rus van jou werk. En dis wat gebeur in die evangelie. Ek en jy kom tot rus, want ons is klaar met self probeer, ons gee oor en ons rus in die werk van die Here, soos aan die kruis. Maar die Here sê, my rus sal nie ingaan nie. Hoekom? Want hulle het hardkoppig volhard. So die Hebreërs skrywer kom sê, pas op, kyk net wat met hulle gebeur het. So moet dit nie, dat dit met julle gebeur nie. Hy praat die taal van die Joodse gelowiges vir wie hy skryf. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Daai belangrike fokus op die bemoediging, die belangrike fokus op aanmoediging, kry nou 'n volgende vlak. Dit bereik nou 'n volgende fase. Hy sê, pas op van 'n verkeerde gesindheid, wat natuurlik, dit is wat na binne, wat hier van binne afkom, en dan praat hy van gesindheid van apestia. Nou, pistos of pisteo beteken geloof. Apestia beteken ongeloof. Dis 'n vreeslike begrip, want dis teenoor om te glo, maar ongeloof word sigbaar in ongehoorsaamheid. Geloof word gesien in gehoorsaamheid. So verkeerde gesindheid, ongeloof, ongehoorsaamheid en die gevolg is afvallig wees. En kyk mooi sy beskrywing, julle moet toesien. Hy sal in hoofstuk 10 sê, ons moet na mekaar omsien. So hierdie fokus van hierdie brief van, kyk na mekaar, hou mekaar naby, kom sê, daar is hierdie gevaar, selfs met die tekens en die vertelling en die storie van Jesus, dat 'n gelowige sy rug op die Here kan draai, as hy toelaat, dat 'n verkeerde gesindheid van apestia, van ongeloof in sy hart voortleef. En dan sal hy afvallig word. Iemand het dit een keer so beskryf, ek kan nie in die hand van die Here geruk word nie, ek kan in die hand van die Here omval, maar steeds daar binne bly. Maar as ek kies om uit die hand van die Here uit te stap,
dan gaan hy my nie dwing nie. En dis die gevaar van ongeloof, van wegstap, van apestia, van wegloop, nee. Vers 13, maar solank daar nog vandag is, hoor die dringendheid, en hierdie is vir ons almal so mooi en so belangrik, want die dringendheid is, daar's altyd die boodskap van terugkeer, dis die verhaal van die ganse Ou Testament, die Here se begeerte, keer terug na my toe, ek en jy sien dit selfs in die laaste boek van die Bybel, in Openbaring, die oproep tot bekering, die dreigende toorn van die Here, maar die hart daarvan, is keer terug, solank daar nog vandag is, maak jou ore oop en hoor, maar solank daar nog vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, dis weer daai woord, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Om te verhard is om 'n harde hart te kry. So die mooi van die evangelie is, iemand wat in Christus is 'n nuwe mens. Die Here het mos gesê, ek gaan hulle harte van klip wegvat en hulle hart van vlees gee. Dis 'n beskrywing van 'n nuwe lewe, nuwe geboorte as jy wil, 'n nuwe skepping. Daarom is ons, weet Efesiërs 2:10, God se skepingswerk, sy poema. Ons is nie geskep om sy werk te doen in hierdie wêreld, maar dit vra 'n sagte hart. Harde harte sukkel om te hoor. Harde harte sukkel om te doen en 'n verharde hart word baie moeilik binnengedring deur die waarheid van die evangelie, deur die wil van God. En daarom pas op, dat niemand deur die misleiding van die sonde, want dis wat sonde doen. Sonde maak ons harte hard, dat ons vir hierdie God van wonders ons rug opkeer nie. Nee, die Here se hart is dat ons nuut en naby hom sal leef, met sy hart, sagte harte. Ons behou deel aan Christus as ons end uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Filippense 1:6 help my met daai woord, wanneer Paulus daar skryf vir die gemeente Filippi, ek is veral daarvan oortuig, dat hy wat die goeie in julle begin het, en hy sal volvoer, tot op die dag van Christus Jesus. En so wat nou? Ons volhard, ons hou aan met wat? Vertroue, waarmee ons begin het. Wat se vertroue julle? Vertroue in ons vermoë, vertroue in ons godsdienst, vertroue in ons Joodse agtergrond, vertroue in al die dinge wat ons kan regkry, want dis wat die leser sou hoor, vir jou en my dalk vandag, vertroue dat ek 'n goeie mens is, dat ek 'n kerklidmaat is, nee, soos daai tannie sê, ek's 'n kerkmens in daai Leon Schuster film, al daai sterk vertroue op myself, en ek sal dit doen, en ek sal dit regkry. Nee, dis 'n vertroue in Christus. Want dis wat geloof is om my te verlaat, om die Engelse woord surrender, oor te gee. En as ons begin het met 'n oorgawe aan hom, en sê, Here, ek kan nie, maar U kan, is dit die begin van 'n nuwe lewe. So vertroue waarmee ons begin het. Gaan kyk gerus Romeine 5, 2 Timoteus 4, die hele ding van om te volhard tot op die einde, en hierdie te beleef, want ek het my verlaat op hom. En daarom word daar gesê, en hier is weer 'n herhaling, en hierdie herhalings moet vir jou en my wees soos 'n refrein van 'n lied wat sê, let op, hoor en doen. Ek het nou die dag gehoor, Dallas Willard vertel, as die Bybel 'n ding een keer sê, dan kan jy een keer daarna luister. As die Bybel dit 2 keer sê, moet jy beter luister. As die Bybel dit gereeld sê, moet jy baie aandag gee. Ek dink is 'n billike metode om te luister en te lees en te doen. Nou as die Hebreërs skrywer dit herhaal, dan wil hy hê sy lesers moet hulle oë oopmaak en hulle ore spits vir wat hy sê. En hy sê, daarom word daar gesê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het nie. Nou hardkoppig, ons het nou gepraat oor sagte harte, maar hoe word ons harte sag? Ja, in oorgawe, ja in die ontvangs van die Here se nuwe lewe, ja in die belydenis van die sondes, ja in die inwoning van die Gees, en daarmee saam, Romeine 12 vers 2, gee julle gedagtes vir God, dat hy julle denke vernuwe. Hy sê, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, laat God toe om julle denke te vernuwe, laat hy dit doen, nuwe koppe, nuwe gedagtes, nuwe lewe, nuwe dade. So moenie hardkoppig wees nie. Wie was dit dan wat gehoor het en tog in opstand gekom het?
Was dit nie hulle almal wat onder leiding van Moses uit Egipte uitgetrek het nie? So onder leiding van Moses het hulle daar geëindig. Die belangrike, onder leiding van Christus, in navolging van Christus, is daar ewige lewe. So hou by Jesus, wat Moses nie kon doen nie, wat die wet nie kon doen nie, het Christus in ons plek kom bewerkstellig. So hou jou oë op hom. En van wie het God 40 jaar lank 'n afkeer gehad? Was dit nie van hulle wat gesondig het en wie se dooie liggaam in die woestyn agtergebly het nie? Daar's nie grafte in die woestyn agtergelaat nie. Daar's mense wat gesterf het en nie die beloofde land bereik het nie. En die woord afkeer is die ding dat hulle het hulle rug op my gedraai. Die punt het gekom, die dag het gekom, die oomblik het gekom waar dit klaar was. So die Hebreërs skrywer as dit ware skree dit uit, onthou die storie, leer die lesse en volhard in julle reis agter Jesus aan. Vers 18, oor wie anders as die wat ongehoorsaam was, het hy eed afgelê in sy rus, sou hulle nie ingaan nie. Weereens die woord rus, wat soos wat my Afrikaanse juffrou op skool vir my sou leer, dis 'n inklusio, dit verwys ons terug na vers 11 toe, so alles tussenin gaan oor die rus, en die rus is om tot rus te kom, so wat ons net vir mekaar gesê het. Vers 19, ons sien dus, hier is nou vir jou 'n gevolgtrekking, ons sien dus, dat hulle as gevolg van hulle ongeloof, nie in sy rus kon ingaan nie. So ongeloof, apisteo, is gevaarlik, want ongeloof lei tot ongehoorsaamheid. Dit lei tot afvalligheid, en dit lei daartoe, dat jy nie sal deel hê in die heerlike verlossing in Christus nie. So pas op, pas op, pas op. En vir die Hebreërs skrywer was hierdie so belangrik, dat hy dit oor en oor en oor gesê het, sodat sy lesers dit kon hoor, maar hoor mooi, daar binne die heeltyd die refrein, die refrein, die refrein, terwyl daar nog vandag is. So ek weet nie waar jou lewe vandag is nie, en ek weet nie of daar by jou in jou hart dalk 'n stuk afvalligheid geword het nie, dalk 'n terugkeer in ou gewoontes, terwyl daar nog vandag is. Ek weet nie of jou hart dalk al hard geword het nie, dat jy nie meer sensitief is vir dinge wat voorheen vir jou 'n geweldige probleem sou wees nie. Jy voorheen sou sê, Here, ek is jammer, ek het hierdie gekyk, daai gesê, hierdie gedeel, daai ding weer gedoen, dit oor mense gedink, wat dit ook al mag wees. Maar Here, dit het ergens vir my 'n gewoonte geword en ek het so gewoond geraak daaraan dat ek afgestomp geraak het. Hoor die woord van die Here, terwyl daar nog vandag is. En as jy dalk op 'n plek is vandag waar jy iemand ken wat in daai situasie is, wat in jou hart van harte jy voel, dis gevaarlik waarmee hulle besig is. Hoor die woord van die Here, terwyl daar nog vandag is, moet julle mekaar aanmoedig. Ons het mekaar nodig. En om die Jesus lewe te ontdek, gaan ons by mekaar moet wees. Dankie Here vir hierdie dag, vir u woord, vir u wil. Ons het gehoor, Here. Ek bid dat ons sal doen in Jesus se naam. Amen.